Kom ons lees saam vanoggend uit die woord van die Here uit. Johannes 14. As jy jou Bybel het, is jy welkom om saam te lees. Die woorde sal op die skerm verskyn en die klankspan sal vir ons ook dit aanskuif. Johannes 14 vanaf vers 15. Johannes 14 vanaf vers 15, Jesus is hier aan die woord. As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. En ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee. Ek sal net verduidelik wat parakleet is. Sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie, en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog 'n kort tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek leef en julle sal leef. Dan gaan ons oor na vers 25 toe. En dit het ek vir julle gesê terwyl ek by julle gebly het. Die Parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek julle na. My vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as ek is. En nou het ek dit vir julle gesê, voordat dit gebeur, sodat julle, wanneer dit gebeur, kan glo. Dit is ons teksgedeelte wat ons vandag oor nadink. Dalk begin met 'n vraag. Wat beteken vrede vir jou? Wat beteken dit om in vrede te leef? Of dalk moet ek 'n ander vraag vra. Wanneer laas het jy vrede gevoel? 'n Goeie mentor van my, Kobus Swarts, het altyd vir my gesê, as ons praat oor dinge, dan sê hy vir my, Dewald, mense is hulle hele lewe op soek na vrede. As jy vrede in jou lewe het, dan moet jy daaraan rus. Jy moet vir die Here dankie sê. Jy moet daai vrede soek, want party mense soek hulle hele lewe na vrede, en hulle kry nooit vrede nie. Wanneer laas het jy vrede gevoel? En ons moet ook nie vrede verwar met tevredenheid nie. Om tevrede te wees en tevredenheid het te doen met situasies, eksterne situasies in jou lewe. Met ander woorde, ek is nie tevrede met wat in my lewe aan die gang is nie. Ek is nie tevrede met iets nie. Dis 'n eksterne faktor, maar vrede is in God. Het vrede sê, ondanks die buiteste dinge wat in my lewe aan die gang is, die dinge wat my uitdaag, het ek in my binneste vrede. Vrede rus by God. Dis anderste as die wêreld se vrede. Ons lewe in 'n wêreld waar ons dikwels alles behalwe vrede voel. Waar ons gekonfronteer word met 'n verskeidenheid van bekommernisse, dat ons denke soms vol van onsekerhede is. Soms is dit regtig moeilik in ons lewe om vrede te beleef. En soms as ek die TV aansit of my selfoon optel, voel dit asof ek onder aanval is
dat goed heeltyd my vrede wil kom steel. Dit kan baie oorweldigend wees. Baie van ons sukkel met siekte, hartseer, skuld, stres, klomp verskillende dinge wat ons bombardeer. Maar ek wil vir jou vanoggend die goeie nuus meedeel. Ondanks die chaotiese wêreld, ondanks die dinge wat soveel druk op ons lewens plaas en konstant probeer om ons af te trek, gee die Here vir ons vrede. En jy sit dalk daar vanoggend en jy dink by jouself, Dewald, jy weet nie waardeur ek gaan nie. Jy het geen idee, geen benul van die uitdagings wat ek elke dag in die gesig moet staar nie. Jy weet nie waarmee ek sukkel en wat ek met my dra nie. En nou wil jy hê vir my kom sê, die Here gee vir my vrede. My lewe voel die verste ding van vrede af wat ek aan kan dink vanoggend. Die waarheid is, ek weet jou moontlik nie waardeur jy gaan vanoggend nie. Elkeen van ons is op ons eie lewensreis en beleef ons eie dinge in ons lewens, maar daar is iemand wat weet waardeur jy gaan vanoggend. Dis God. En vanoggend is ek nie die ene wat vir julle kom vrede gee nie, God is die een wat vir julle kom vrede gee. Jesus is die een wat hierdie vrede beloof aan julle vanoggend, nie ek nie. En dit is hierdie woorde wat ek voel vanoggend vir ons ook van waarde kan wees, wat ons kan herinner aan wie God is en hoe die Heilige Gees binne elkeen van ons werk. Die disippels is hierso in 'n onsekere tyd saam met Jesus. Die tyd wat voor lê, weet hulle nie wat gaan kom nie. Daar's iets besig om te verander. En Jesus praat hierso van weggaan. En ek kan dink dat hulle verward is en onseker is en gespanne en bang is oor wat gaan kom. Maar Jesus se woorde vanoggend is die woorde wat hulle saam met hulle moet dra in al die vervolgings en uitdagings wat ons weet gaan kom in die pad vorentoe. Jesus nooi hulle uit om hulle vrede te vind nêrens anders in hierdie wêreld behalwe as in hom nie. En hy gee vir hulle die belofte dat hulle dit nie alleen gaan doen nie. Dat hy vir hulle sy teenwoordigheid, sy vrede en sy gees skenk. So wanneer ons vanoggend na hierdie teks kyk en nadink oor vrede, dan is daar 3 waarhede oor hierdie vrede wat ek vanoggend vir ons wil uithaal. Die eerste waarheid wat ek besef wanneer ek hierdie teksgedeelte lees, is dat vrede is 'n geskenk. Vrede is 'n geskenk van God af en dit is nie gekoppel aan my prestasie nie. Ek kan nie iets doen om vrede te verdien van God af nie. Vrede is 'n geskenk van die Here af. Vers 27 sê, vrede laat ek vir julle, my vrede gee ek vir julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld nie. Met ander woorde, hierdie vrede is nie afhanklik van die wêreld se omstandighede nie. Nie afhanklik van goeie omstandighede nie. Dit is nie 'n vrede wat sê, ag alles sal regkom, moenie worry nie. Dit is 'n diep gegronde vrede wat ons herinner dat ek is nie alleen in hierdie wêreld nie. God is by my teenwoordig. Selfs al kan ek nie Jesus fisies sien nie. Ek word ingesluit in hierdie einste liefde wat in die drie-eenheid van God beleef. Vrede is 'n geskenk. Die wêreld wil ons laat dink dat ons vrede op een of ander manier moet verdien. Dat as ek hard genoeg kan werk en genoeg geld kan hê, die regte kar kan ry of die perfekte ding kan hê, dat ek dan vrede om een of ander rede gaan hê. Maar al hierdie dinge bring nie vrede nie, want dit maak nie daai diepe verlange in ons harte vol nie. Net God kan dit doen. God bied iets wat die wêreld nie kan nie. Die wêreld kan ook nie God se vrede wegvat nie. So nie net is God se vrede 'n geskenk, nie iets wat ons verdien nie, maar die wêreld kan nie daai geskenk wegvat nie. Niks kan wegvat van daai waarheid van vrede van God nie. Die tweede ding
wat ek beleef in hierdie teksgedeelte en dit is waartoe ons ook nou in beweeg in die tyd van Pinkster en Hemelvaart. En dit is dat die Gees se teenwoordigheid herinner ons aan wat waar is van God. Dit herinner ons aan wat waar is. Soms voel dit vir ons in hierdie wêreld, ons weet nie wat er nuus om te lees of wat se berig om te glo of wat se rigting om te gaan nie, maar die Gees herinner ons aan wat waar is. Jesus sê dat die Vader die Parakletos gaan stuur, die Parakleet wat ek net nou van gepraat het. Parakleet is eintlik net 'n fancy woord vir iemand wat 'n trooster is, iemand wat voorspraak doen vir jou, 'n helper, iemand wat namens jou intree. Dit is wat die woord Parakleet beteken. Vers 26 sê, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So die Heilige Gees sal ons aanhou leer, maar hy sal ons herinner aan die woorde van Christus. Hy herinner ons aan wat God reeds gedoen het in ons lewens, herinner ons aan die boodskap van die evangelie van Jesus Christus. Die Heilige Gees herinner ons aan wat waar is. En dit is nie net een of ander intellektuele ding wat gebeur nie. Hierdie Heilige Gees verander ons, dis lewendvormend. Dit herinner jou aan God se trou wanneer jy twyfel. Dit bring Jesus se woorde terug na jou toe wanneer jy nie weet wat om te sê of wat om te dink nie. Dit gee jou insig en wysheid wanneer jy leiding in hierdie lewe nodig het. Die Heilige Gees vat ons aan die hand. Herinner ons dat God teenwoordig is in ons lewens en dat ons nie moet vergeet wat die Here reeds in ons lewens gedoen het nie. Die Heilige Gees se werk is om Christus in ons teenwoordig te hou. So God se vrede is 'n geskenk wat die wêreld nie kan wegvat nie. En saam met dit stuur God vir ons die Heilige Gees wat ons herinner aan wat aan waar is en Christus lewendig hou in ons harte. Dit bring my dan by die volgende en dit is die week wat ons nou inbeweeg. Hierdie teksgedeelte wil ek ook dan verbind aan die Hemelvaart. Die Hemelvaart is nie 'n teken van Jesus se afwesigheid wat ons hierdie week gaan vier nie. Ons het dit laas jaar tot 'n mate ook vir mekaar gesê. Vers 28 sê ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. Die Hemelvaart beteken nie dat Jesus verdwyn nie. Dit beteken dat hy sy plek as Heer oor ons lewens inneem. En dat deur die Gees hy teenwoordig is in elkeen van ons se lewe. Die Hemelvaart wat ons vier hierdie week wat kom, gaan nie oor om te dink dat Jesus nou net poefs verdwyn het nie. Dis deur Jesus se Hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees dat Jesus nou teenwoordig is in elke liewe een van ons lewens. Dat Jesus kan individueel en kollektief as gemeenskap met ons 'n pad stap, ons hand vashou, met ons kan wees in goeie en in slegte tye. Ons sien nie dalk die Here nie, maar ons weet dat die Here by ons is. En daarom wag ons ook op die vervulling van die toekomsverwagting waar Jesus vir eens en vir altyd nie net deur die Heilige Gees teenwoordig is in ons lewens nie, maar tyd tot volëinding bring en die skepping ook weer nuut maak. Hierdie Hemelvaart wat in hierdie week kom, maak plek vir Pinkster, vir die Gees wat gestuur word om ons lewens met God se teenwoordigheid te vul. En hierdie teenwoordigheid gee ons vrede. Vrede in die wete dat die Here hier met my is. Toe die Here gee vir ons vrede as 'n geskenk. Ons kan dit nie verdien nie. Die Heilige Gees herinner ons aan die waarhede van die Here, dat ons vrede kan vind in die woord van die Here en wie God is. En die Hemelvaart herinner ons dat die einste Here is teenwoordig in elkeen van ons lewens deur die Heilige Gees. Dit gee ons vrede op hierdie Sondag. En hierby wil ek afsluit. Die vrede wat die Here vir ons gee, is nie net 'n vrede wat ons laat stil sit nie.
Nie net 'n vrede wat ons by die huis laat om ons eie ding te doen nie, dit is 'n vrede wat ons stuur. Dit is 'n vrede wat ons harte verander, dat ons nie anders te kan as om ons geloof uit te leef in hierdie wêreld nie. Jesus se vrede is nie passief nie. Jesus se vrede rus ons toe om sy werk te doen in die wêreld hier buite. Sy teenwoordigheid deur die Heilige Gees verander hoe ons lewe, hoe ons hoop en hoe ons dien. Vers 27 sê vir ons, laat julle hart nie ontsteld en bang wees nie. Hierdie vrede gee ons die waagmoed om te gaan na ons naaste en die goeie nuus van die evangelie uit te leef met woord en daad. Die disippels het vir Jesus sien opvaar. Maar ondanks dit moes hulle onthou dat hulle nie alleen is nie. En so ook moet ons onthou dat ons ook nie alleen is nie. En dat ons vrede berus op God. In elke uitdaging van geloof, in elke roeping wat ons gemeente beleef, in elke pad van onderskeid wat ons moet loop, gaan Jesus se vrede saam. Die Gees herinner ons en versterk ons hierin. God is met ons. Amen. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Here, ons lees vanoggend, vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Watter getuie is dit nie vir ons lewens vandag nie, Heer? Herinnering dat ons harte nie ontsteld en bang moet wees nie. In 'n tyd wat ons lewens amper oorheers word deur vrese vir geweld en korrupsie en oorlog en allerlei goeters, kom sê U vir ons dat U vrede kom en laat berus in ons harte, dat ons self nie moet ontstel nie en dat ons nie bang moet wees nie. Heer, wat 'n wonderlike bemoediging is dit nie op hierdie Sondagoggend nie. Herinnering aan U goeie vrede in ons harte. 'n Vrede wat ons nie kan verdien nie en 'n vrede wat die wêreld nie kan wegneem nie. 'n Vrede wat nie net hier broei in my hart nie, maar wat hande en voete kry deur die werking van U Gees binne my, binne elkeen van ons, wat nie passief op die kantlyn staan nie, maar aktief betrokke is in U roeping en doel vir hierdie wêreld. Dat U ons stuur en gebruik, ondanks die onsekerheid en vrede in ons lewens, bring U nie net 'n tevredenheid nie, maar 'n vrede, 'n hemelse vrede deur die Heilige Gees. Here, in hierdie opwindende tyd wat voorlê van Hemelvaart en Pinkster, is dit vir ons opnuut 'n geleentheid om onsself weer te rig op die werking van U Gees in ons lewens. Help ons om in hierdie tyd nie net 'n sin van vrede te beleef nie, maar mag hierdie vrede ons beweeg tot diensbaarheid. In hierdie gemeenskap, maar ook buite hierdie gemeenskap. Dat U vrede ons kan lei om getuies te wees van die lewende woord en boodskap van die evangelie. Hierdie boodskap wat vrede en genesing bring in 'n wêreld wat dit nodig het. Dankie Here dat ons in nederigheid hierdie boodskap kan ontvang. Versterk ons Heer, bemoedig ons en stuur ons uit. Ons bid dit in die naam van ons drie enige God. Amen.